brief aan Efesiërs. Ons lees Efesiërs hoofstukke 1 tot 6. Daar's 'n klop aan Paulus se deur. Nou waarom kom die man dan nie in nie, wonder hy. Die deurstang is altyd oop. Al die gelowiges in Rome weet mos dat hulle maar net kan instap. Half vererg stap Paulus na die deur toe. By die lig van agter herken Paulus nie dadelik die gesig nie, maar dan, wanneer die man hom hartlik om die nek val en groet, sien Paulus eers wie dit is. Tychicus, roep hy uit, oorstelp van vreugde. Tychicus van Efese. Ek is so bly om jou te sien. Toe Tychicus die dag die nuus kry dat die gemeente in Efese hom gekies het om namens hulle vir Paulus te gaan kuier in die gevangenis in Rome, was hy buite homself van blydskap. Hoe het hy dan nie verlang na sy geliefde prediker nie? Sommer die volgende dag was hy reeds klaar gepak en gereed om die lang uitmergelende seereis aan te pak. Vir die volgende maand kuier Paulus en Tychicus heerlik saam. Paulus wil elke dingetjie weet van wat daar in Efese aan die gang is. Is die gemeente lewendig? Groei hulle, nie net in getalle nie, maar ook geestelik. Hy vertel vir Tychicus dat hierdie gemeente baie diep in sy hart gekruip het en dat hy gedurig aan hulle dink en vir hulle bid. En hy kan dit nie genoeg benadruk nie, hoe hy die wonderlike werk wat Tychicus in daai gemeente doen waardeer. Tychicus is 'n ware voorslag. Tychicus, ek wil 'n brief skryf vir die gemeente in Efese om hulle te bemoedig. Sal jy omgee om dit saam met jou te neem wanneer jy teruggaan en dit dan sommer vir die mense voor te lees? Maar ek wil ook vra dat jy die brief vir al die ander gemeentes in Klein-Asië aanstuur, sodat almal daar dit kan lees. En eintlik sal dit self beter wees, as jy dit persoonlik van gemeente na gemeente kan neem. Dan kan jy by elke gemeente dit vir hulle voorlees. En so skryf Paulus, natuurlik met behulp van een van die talle gewillige sekretarisse, nog 'n brief, terwyl Tychicus met groot belangstelling sit en luister wanneer Paulus op en afloop en dikteer. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Die berigte het Paulus se ore al uit verskeie oorde bereik dat daar 'n wonderlike geloofsgroei in daai gemeente gebeur het en dat hulle elke dag hulle liefde op 'n praktiese en konkrete manier uitleef teenoor al die gelowiges. Wanneer hy dus sy gebruikelike lof en dankbetuiging teenoor God geskryf het, gaan hy voort en hy skryf vir die Efesiërs dat hulle geloof en liefde nie ongesiens verbygaan nie en dat hy die Here ewig dankbaar daarvoor is. Hy bid hulle ope wysheid toe en dat die Here hulle geestesoë sal verhelder, sodat hulle altyd die wonderlike hoop sal sien wat God se roeping vir hulle inhou en dat hulle die rykdom van sy erfenis sal ondervind. Hy herinner hulle aan hulle ou lewens, dat hulle dood was in die sonde van die wêreld en dat hulle verdoem was tot die ewige straf. Maar hulle het nuwe lewe gekry toe Jesus in hulle lewens gekom het en hulle uit hierdie dood opgewek het. Alles is suiwer genade. Hulle mag nie vergeet waar hulle eers was nie, sonder enige hoop. Hulle moet ook altyd onthou waar Jesus hulle gebring het,
sodat hulle een met Christus kan wees. Paulus skryf dat dit ook van uiterste belang is dat hulle die eenheid van die kerk sal bewaar. Hulle mag nie toelaat dat daar tweespalt ontstaan en dat die kerk uitmekaar geskeur word nie. As almal maar net beskeie, vriendelik en geduldig is met mekaar en mekaar in liefde verdra ten spyte van hulle verskille, dan sal die kerk mos een liggaam wees, nes daar net een Heilige Gees is. En moenie die duiwel vat kans gee nie, skryf hy, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Hy gee riglyne van hoe 'n gelowige behoort te lewe, hoe hy sy liefde moet uitleef, maar hy skryf ook watter dinge nie in 'n gelowige se lewe hoort nie. Hierdie mense kom almal uit 'n heiden agtergrond en hulle weet nie altyd wat reg is en wat verkeerd is nie. Dus maak Paulus doodseker dat hulle mooi verstaan wat reg en verkeerd is. In hoofstuk 6 vers 13 skryf Paulus die bekende woorde: Neem daarom die volle wapenrusting van God op. Hulle moet hulle omgord met waarheid, en hulle moet die borsplaat van vryheid, vryspraak, die skoene van bereidheid, die skild van geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees dra. Uiteindelik, na 2 volle dae se skryf, sluit Paulus die brief af. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Sy genade bly met almal wat vir ons Here Jesus Christus onverganklik liefhet. Die brief word verseël en aan Tychicus oorhandig met sy vertrek terug na Efese. Die trane stroom oor sy wange wanneer hy vir Paulus groet. Lees gerus weer 'n slag die brief van die Efesiërs. Dit is nie slegs vir die Efesiërs geskryf nie, maar vir elkeen van ons persoonlik. Hierdie brief is van onskatbare waarde. Kom ons bid nou. Here, help my asseblief om al die ou dinge agter te laat en te lewe volgens u riglyne. Amen.